My naam is Mariska en hierdie is Dis Hoe Ons Moor vanuit die Millie FM podcast studio waar ons vandag praat oor Annika Smit. Annika Smit was 'n 17-jarige leerder van die hoërskool Gerrit Marits. Sy het by haar pa Johan Smit gebly in Jakkalstraat in Pretoria Noord. Voor hierdie het sy by haar ma Charlotte en haar stiefpa Hannes in Oudtshoorn gebly. Annika en haar pa was baie na mekaar en het 'n oop eerlike verhouding gehad. Alhoewel sy deel was van die stout groepie by die skool, was sy 'n goeie leerder en was haar werk altyd gedoen. Op die 9de Maart 2010 het Johan vir Annika dokter toegeneem, waar sy toe nou afsiek geboek is met 'n oorinfeksie. Op die oggend van 10 Maart 2010 het Annika by die huis gebly. Haar pa is die oggend werk toe nadat sy vir hom gevra het om asseblief haar siekbrief en 'n taak by die skool af te laai. Hy het haar herinner dat die apteek later in die dag gaan kom om haar medisyne te bring. Annika het die oggend met haar kerel, Nico Venter, op die selfoon gepraat en ook met haar ma, Charlotte, op die foon gepraat tot en met 9uur se kant. Om en by 12uur daardie middag het die apteek by Annika se huis opgedaag om haar medisyne af te lewer, maar geen antwoord gekry nie. Beide haar honde was voor en die hekke was gesluit. Johan Smit het die middag net na 4 by die huis aangekom. Hy het gesien dat die veiligheidshek nie gesluit is nie, die 2 boerboele agter in die yard toegemaak is en die voordeur se veiligheidshek ook oopgesluit was. In die eetkamer het hy tekens gesien van 'n rusie wat plaasgevind het. Johan vind sy dogter Annika in haar kamer. Sy is verwrig, seksueel aangerand met 'n bottel. Sy het verskeie sny- en steekplekke op haar nek en beide haar hande is by die polse afgesny. Annika se liggaam is uitgestal met 'n skooltas en 'n kassie wat tussen haar bene geplaas is. Adjutant-offisier Annelie Robertson arriveer 20:04 op die toneel. Sy is 'n speurder van die Acacia Polisie en tydens hierdie stadium was sy betrokke by 300 moordsake. Dit kom voor asof Annika die hek oopgesluit het, die honde agtertoe geneem het sodat iemand kan inkom. Sy het heel moontlik die persoon geken. Geen vreemde of onbekende DNA of enige leidrade word op die toneel gevind nie. Geen wapens wat gebruik word in die moord is op die toneel gevind nie. Basies was daar regtig nie veel leidrade vir die polisie om te volg nie. Nico, Annika se kerel, word op die 17de Mei in hegtenis geneem, maar teen September word alle klagtes teen Nico laat vaar as gevolg van 'n tekort aan enige bewyse. In 2015 begin 'n regtelike doodsondersoek, maar tot en met vandag is Annika se moord steeds onopgelos. Wat dink jy het daai dag gebeur? Dink julle dit was iemand wat Annika geken het? Dink julle dit was 'n vreemde persoon wat net 'n kans gesien het en dit gevat het? Laat weet vir my, ek dink dit is 'n baie wrede moord. Dit is haar liggaam is regtig gemartel na die tyd. So ek dink dit is iemand wat sy moes geken het, maar laat weet vir my wat dink jy in die comments hieronder en natuurlik sal al my bronne ook hieronder beskikbaar wees en dan sien ek jou volgende week vir die volgende episode van Dis Hoe Ons Moor. Criminally Intimate, kers gemaak vir jou smaak.